Wat 'n voorreg om vanmôre weer saam met jou stil te word met die woord van die Here. 'n Daaglikse oordeenking vanmôre dag 85 van ons reeks deur die Nuwe Testament. Vanmôre praat ek met jou oor vervul met die Gees. Ons lees uit Handelinge 10 vers 44 en 45. Terwyl Petrus nog hierdie dinge sê, het die Heilige Gees op almal gekom wat sy boodskap gehoor het. Die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die Heilige Gees ook op nie-Jode as geskenk uitgestort is. Wanneer het die Gees beweeg? Toe Petrus die woord gespreek het. Daar was geen seminar getiteld hoe om in tale te spreek nie. Dit was eenvoudig toe Petrus die woord geleer het, dat die Gees begin beweeg het. Mense sê dikwels, julle ouens daar buite by die gemeenskap spandeer te veel tyd om te onderrig en nie genoeg tyd om die Gees te beweeg nie. My antwoord aan hulle is dat die Bybelse patroon die is van die Gees wat deur die onderrig van die woord beweeg. Kolossense 3 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon deur met mekaar te spreek in psalms, lofgesange en geestelike liedere. Sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Efesiërs 5 en 6 sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Spreek met mekaar met psalms, lofgesange en geestelike liedere. Sing en psalm in julle harte tot eer van die Here. Wees in alles dankbaar. Die gevolg van laat die woord van Christus ryklik in julle woon, Kolossense 3, is presies dieselfde as om met die Gees vervul te wees. Dit volg dat die woord en die Gees intiem met mekaar verbind is. As jy in die Gees wil leef, bly in die woord. Word heeltemal versadig met die skrifte en jy sal vind dat jy oorloop van die Gees. Die Here seën jou. Amen.